Hartlike goeienaand dames en here en welkom op Sanlam Boland Stadium in Wellington. U is regstreeks ingeskakel op NH Sports TV. Ja, vir die Tello Maas Paasfees rugby toernooi hierso aan die kant van Wellington en ons is reeds in ronde 3 en ons is op die A-veld nou net klaar gespeel daarso op die B-veld waar Stenford kragte gemeet het teen Darling en hulle daardie kragmeting gewen het. En dan Veldrif wat ook klaar gespeel het met Newtons ook om deur te dring na die semifinale. En nietemin saam met my vanaand hier so op die A-veld in die kommentators ook niemand anders as Anthony Moses. Anthony, hartlik goeienaand. Goeienaand Aiden en goeienaand aan al die kykers daar buite wat ingeskakel is op NH Sports TV hier vir die Tello Maas Easter Tournament. Ons is regstreeks hier vanaf die Sanlam Boland Stadium waar ons die wedstryde vir u gaan lewendig bring op NH Sports TV se YouTube channel. Maar bly ingeskakel, neem die membership uit en wees lekker met ander mense. Sê hierdie link, like, subscribe op die channel en wees in vir uitstekende wedstryd. Frans Hoek en Caledon wat nou mekaar die stryd gaan aansê in die derde kragmeting van die Tello Maas Easter Tournament. Ja, en as ons dadelik 'n bietjie gaan kyk daarso na Caledon se begin 15-tal, nommer 1 is Gaston Smit, nommer 2 Whedon Arendse, nommer 3 Keanu Julius, nommer 4 Ilse Leer, nommer 5 Zamion Baron, nommer 6 Grant October, nommer 7 Jonathan Wapatialaka, nommer 8 Luther Souls. En dan gaan ons oor na die agterlyn toe. Nommer 9 is Dylan Jacobs, nommer 10 Brendan Lou, een van die nuwe manne wat ingekom het by Caledon, en nommer 11 Marvin Rispel, nommer 12 wat ook die kaptein is Riemann Moore, nommer 13 Joa Davids, nommer 14 Maurice Walbrug en dan nommer 15 van die begin 15-tal van Caledon is Brenwell Sneyers. En dan gaan ek oorgee na jou toe om vir ons Frans Hoek se begin 15-tal wat op die veld gaan draf vir ons uit te lees, Anthony. Ja, net so aan die Frans Hoekse span wat gaan voorlê, Shelton Johnson, Stefan Juris en Shelton Johnson. Hier's 2 Shelton Johnson, so ek is nog nie seker wat die nie geskryf is op die Team City. Maar ja, en dan sit Denzel Hofman, Jalwairo Herman wat die slootpare gaan wees, en die flankmanne gaan wees Jacko Skotse, Hunter Thompson en die agste man Darren Jacobs. Skrimskakel Logan Bonsayer, 'n man om dopgehou te word in hierdie kragmeting. Uitstekende wedstryd, Kine Minnik, centerpaar van hierdie kalmie, Wilbe Bonsayer, Justin Morgan, en dan sit die agterste drie ook, nommer 11 Donald van der Berg en die 14 vleuel Alonso Meyer, en heel agter die man wat ek gaan toemaak as Wayman Julius, en daar is die span van Frans Hoekheiden. Ja, dan wil ons ook op daardie noot sê welkom aan alles toeskouers wat uitgekom het en oorgeskuif het hierso na die A-veld toe op die Sanlam Boland Rugby Stadium. Ja, soos jy genoem het, ons is reeds in die derde ronde van die dag. En dan die volgende wedstryd gaan natuurlik wees die hoofwedstryd Roses United wat gaan kragte meet teen Montetjie Klub wat bietjie later gaan wees, maar eers gaan ons kyk na Caledon wat gaan kragte meet hierso teen Frans Hoek. Iets wat 'n bietjie geskiedenis tussen hierdie twee. Hulle eerste wat hulle teen mekaar feitelik speel, sal ek sê, Anthony. En hulle weet nog nie hoe en wat en so en meer nie, maar Frans Hoek wat gepromoveer was na die Superliga A toe wat uitstekende rugby speel. Caledon wat al hier 'n paar semifinale gespeel het, wat al hier finaal gespeel het teen Saldanha in die verlede. So wat is jou indrukke van hierdie kragmeting? Ja, Aiden, my indrukke van hierdie kragmeting is dit gaan uitstekende wedstryd wees, veral hoe die teams mekaar gaan opweeg met die Superliga A en die Boland se groot eendag kompetisie. Die manne van, soos hulle ons noem, die manne in die Superliga A speel ons meer strakse wedstryde en die manne van Boland hou van die hardloop rugby. So dinge gaan tans beide kante 'n bietjie vir mekaar ietsie wegsteek onder die blad of so. Maar ja, dit gaan ons in vir uitstekende rugby, Aiden. Ja, nee, baie beslis. En ja, hartlik welkom ook aan een en ja wat ingeskakel is van my kant af. En moenie vergeet om die kommentaarseksie te gebruik natuurlik om vir ons te sê van waar jy ingeskakel is, wie jy ondersteun en wie jy dink gaan daardie spesifieke wedstryd wen. En dan beide spanne wat reeds ingegaan het en daar kom Frans Hoek, Anthony Moses. Ja, Frans Hoek wat op die veld gelei word hier deur Shelton Johnson, die nommer 1 stuk van Frans Hoek. En julle moet regstreeks ingeskakel op NH Sports TV. Samewerking met die Tello Maas Foundation.
En dit is vandag hier wedstrijd 3 van die Talomas East Tournament. Dag 1. Een van hierdie spanne wat kyk op wie hulle gaan dink, gaan hulle plek bespreek in die semifinale wat Saterdag gaan plaasvind hier op die Sanlam Boland Stadium. Frans Hoek, wat in die bekende blauw en rooi speel. En daar kom Caledon. Hulle word geleid deur Riemann Mori binnensenter. Slaggereed is hulle vir hierdie een. En hulle gaan hierdie eerste helfte ander van links na regs. Zo harde een wat hier so op hande is, Anthony Moses. Ja, definitief. Caledon wat daar, manne met die canola geel broekies wat die veld betree. Manne wat hierdie omstandighede ken, spelers wat al hier gespeel het, so jy gesê het, dink 2024 se Sanlam Boland tot 12 kompetisie, is die manne in hierdie span wat deel gevorm het van daardie jaar se semifinale teen Robertson Town waar Caledon vasgeval het. So die omstandighede hier in die WACS, soos het bekend staan, ken Caledon. So ja, dit is dit. Ons is in vir 'n uitstekende wedstryd met Jawa Davids wat hierdie afskop mee gaan behartig met sy linkervoet. Kyk of wat hy gaat maak met hierdie een. Toeskouers die wat die spanne lekker jaarlik toejuig. Jawa Davids wat die bal baie hoog hang, diep agter geskop. Agterna, wat gaan gebeur? By die kantlyn is hy uitgeboender en die eerste lyn staan die gaan behoort aan Caledon. Bal wat nie te hande gegaan het daar vir Frans Hoekie Eiden en ongelukkig het Caledon nou vir hulle onder geweldige druk geplaas om hierdie lyn staan te kry. Ja, die afskopbal daar so, wat uit niemands handbal hantie en dan uiteindelik Frans Hoek wat hom onder hande kry en dan word die speler uitgebring by die kantlyn. Caledon sy eerste lynstaan bal. Wat misluk hulle? Dis Weeden Arendse wat nie Baron vind daar nie. En hulle herwin balbesit. Dis een van die spelers daar van Frans Hoek, is die nommer 1 is Salton Johnson. Wat lyk daar waar hy sit. En hy is weer terug op sy voete en dit lyk asof die bal aangeslaan was, Anthony. Ja, definitief uit dit eerste skram ook in hierdie kragmeting. Manne wat mekaar gaan opweer, die twee Johnsons met Juris, wat Tine Smit, Arends en Julies nou gaan moet kragte meet hiervoor om te kyk wie en van wie gaan mekaar die stadika aansê. En die skrimskakel, die legendarische speler, Baiza sê bekend staan by die plaaslike gemeenskap van Caledon, Dylan Jacobs, wat die bal nou in die vaste skram gaat sit. Skeidjette wat dit sê, kom manne, kom ons kry hierdie een reg. En Dylan Jacobs nou met bal in hand. Kyk of hy sy pak voorspelers kan voer in hierdie skram. Jacobs. Manne wat mekaar vasvat vir hierdie eerste skram. Baie sterk van beide kante. Strafskop toegeken aan Frans Hoek. En jy kan sien wat dit beteken. Salton Johnson en Juris wat mekaar daar toejuig. Groot vaskop gehaak, ja. Baie goed gedoen. Deur hierdie manne. Johnson se troepe wat die oorhand het. Die eerste slag slaan in die skrim. Dit lyk asof dit 'n vaskop was, Anthony Moses. Ja, definitief Aiden. Dit was wel 'n vaskop geweest. Ek dink die druk wat Johnson geplaas het daar op die stip van Caledon op Julies. Hy kon hom dansie daar onder beheer kry nie, maar die hakker Julies wat kyk of hy springers vind. Aardige gooi, briljant het die lug uit gepluk. Bonsayer die wat sy loskakel vind. Agterlangs gespeel baie vroeg kry hy in die gaping. Toeskouers van Frans Hoek is hier. Hy kan hoor wat dit beteken afgestorm na die Davids. Die bal word aangestaan deur van Frans Hoek en die tweede vaste skram wat nou gaan behoort aan Caledon.
Hayden. Ja, ek dink die skop hier daarso oor die verdediging. Daar was spasie aan die buitekant gewees vir die agterlynspelers daarso om te werk. Meyer, Morgan en Boonsaaier, baie sterk man in die middelveld. Hy feitlik gewoond om heel agter te speel vir hierdie Franshoek span, maar vandag op die binnesenter. En Franshoek wat reeds die oorhand gehad het oor Caledon in die eerste stram. Kom ons kyk of Caledon hierdie een kan regkry en dalk gebruik kan maak van hulle agterlyn. Ingesit deur Jacobs, groot teenskrim. Bal wat losspat. Dan kom hy uit, Rispel. En moet die verdediging van Franshoek. Caledon wat 10 tree terug aan Lou. Lou besluit hy gaan self die kontak neem en dan slaan hy die bal aan. En Caledon so 'n bietjie senuagtig. Vroeë oomblikke van hierdie kragmeting. Ja, ek dink dit is nie wat hy wil hê nie. Soos jy kon gesien het in die eerste 2 skrams wat hy was geoorrompel deur die vaste skram van of die pak voorspelers van Franshoek. En tweede skram, Caledon se skram obvious eers sien het hulle vasgekom kry, die tweede het hulle Caledon teruggestoot, maar ongelukkig of gelukkig het Caledon die bal uitgekry. En nou skram vir Boonsaaier nou om sy manne te voer. Om te kyk wat hulle kan maak met hierdie ene en 'n goeie aanvalsposisie vir Franshoek nou hier. Net so binnekant die 10 die stippellyn in die helfte van Franshoek. Skrimskakel Boonsaaier. Sit die bal in die skram. Baie goeie skram van Franshoek. Hulle dryf vorentoe. Opgetel deur die eerste man. Hy kry vir Boonsaaier. Boonsaaier en ongelukkig staan die bal aan. Maar nie genoeg saam of voor die skeieregter en hy kom terug vir die strafskop aan Franshoek. Baie vroeg in hierdie kragmeting. En wat gaan hulle maak met die gaan hulle besluit om pale te skop of gaan hulle die lyn opsoek Hayden? Ja nee, met hierdie groot pak voorspelers van Franshoek, as dit baie beslis maklik vir hulle om dan die bal in die hoek te plaas en 'n dryfmaal op te sit. Caledon wat moet stywer trek in die skrims en gaan hulle man moet staan om die dominansie van Franshoek te weerstaan. Bal wat kantlyn toe gejaag was binne in die kwartgebied van Caledon. Oftewel net buitekant. En dan die hakker wat geleentheid kry, Juris. Het geslaag om sy flank te vind in die lyn staan. Dink dit was Jack Kotse. En nou weer geleentheid. En dan span die bal terug en hierdie keer is dit weer Salton Johnson. Dra die bal sterk op tot binne in die kwartgebied van Caledon. Beskikbaar vir Boonsaaier. Opgesit deur Juris. Kom uit na die klein kantjie toe, maar ongelukkig uit by die kantlyn. En Caledon nou met 'n verdedigende lyn staan. En dinge wat so 'n bietjie ongebalanseerd gaan beide kante Anthony Moses hier in die vroeë oomblikke. Ja, ek dink die man is nog besig om mekaar te vind. Om die atmosfeer te vind die beide van hulle. Ek weet nie of Franshoek nou al bekend is aan hierdie in die aandwedstryde nie. In die WP Superliga afspeel die manne mos gewoonlik Woensdae aan en so, maar 'n geleentheid nou weer eens hier om te kyk wie gaan aangeskakel wees. Geleentheid nou vir die hakker van Caledon Arends. Whedon Arends, vir wie vind in die lyn? Afgepluk deur Harry Boonsaaier. Fopan gee kort by die doellyn. Nou sit weer 'n geleentheid. Optel en dryf. Kort by die doellyn. Franshoek die wat die doellyn ry. Boonsaaier is een van sy voorspelers af. Opgepop, pragtig daar bemeester. Boonsaaier van rigting. Kom hy net binne toe getrap, sien hy 'n gaping en hy word lastig geval daar. Die loskakel Minnik. Agterlangs bal wat lospad afgeneem, Walpe. Bal is beskikbaar die vir Caledon. Die legendêre speler Dylan Jacobs jaag die bal agter, dis Minnik met 'n teenaanval. Minnik, hy vind daar sy heel agter vir Julis. Julis trek, die gaping, maar hy word vasgeval, omgekeerde besit. En ongelukkig staan die bal en kyk as sien wat dit beteken daar vir Caledon. Jo, Aiden, dit is iets teken dat rugby so ver. Manne wat nou begin mekaar voel, voor en agter. Ja nee, baie beslis Anthony, maar Caledon
waar daar so moes Bond staan op die verdediging met Frans Hoek se teenaanval wat ongelooflik was, dan maar ongelukkig die bal aangeslaan deur Munich en ons gaan weer sak in die skrim. Baie hard en fisieke wedstryd hierso in vroeë oomblikke. En kom ons kyk. Skrim wat moet hervat word. Skeieregter wat weer die merk gee. Caledon net buitekant al eie kwartgebied. In die rooi sone. Nie 'n plek waar hulle wil bal speel nie. Maar ons het gesien in die verlede hoe Caledon van uit hulle eie gebied uit kan hardloop, veral hierso op die Sanlam Boland Stadium. Groot skrim en ongelukkig aangeslaan. Die druk te veel in die skrim van Anthony. Ja, definitief. Ek dink dit is wat Frans Hoek probeer. Die vaste fasette probeer oorrompel. Hulle probeer Caledon net intrek en hulle geniet die oomblikke as Caledon die bal aanslaan of so. Van hulle weet met hierdie groot pak voorspelers wat hulle het, kan hulle penalty meal gee teen Caledon, maar ongelukkig was die bal aangestaan deur Caledon en weer 'n geleentheid nou hier vir Bonsair om sy voorspelers nou te voer in hierdie vaste skram om te kyk miskien om hulle weer voordeel te kan kry en die strafskop daar te melk. Maar Bonsair, die wat die bal nou in die vaste skram gaan sit. Baie goed van Caledon op vaste sap, Minnik. 1-2 skerang gebeur, bal wat agtertoe op. Minnik wat weer die bal oppik. Rondgesleep. Baie los afgeneem deur Caledon. Krap hy nou diep. Uitgehaal, wyd oor gegee. Davids jaag die bal. Veldaf, doet sy die linkervleuel. Gesuitstap, half en half Hulpa wat op probeer lastig val, kom hy met 'n 10 aanval. Chulis kom deur daar, trap hy af, Kathwa wat aan plaat. Skrimskakel Bonsair, wat sy voorspelers nou probeer opsit. Haal hy hom uit, Minnik. Bal word aangeslaan op gebied kere besit Caledon. Beskikbaar in die buitekant. Bal wat aan die kant uitspat en die strafskop word toegeken aan Caledon. En dit is wat hierdie manne wil hê. Dit is wat hulle wil verwag het. En Riemann Moore met sy troepe. Wat die eerste keer in hierdie kragmeting 'n strafskop kry. En ek dink met die kanonvoet wat Zouat Davids het, gaan hulle aan Nepal toe om te kyk of hulle die eerste punte op hierdie tellbord kan sit. En die toeskouer van Caledon wat uitgekom het, wat nou hulle begin toejuig. En wat gaan Zouat Davids maak met hierdie een? 'n man bekend vir sy kanonvoet, linkervoet en maak nie saak windige omstandighede wat hy kan dit doen. Hy het die afstand en het die uit die rigting. Wat sal jy maak van hierdie oomblik? Ja, 'n skop van rondom 45 meter. En reeds meer as 10 minute se speeltyd verstreek en die telling steeds 0-1. Maar hier geleentheid vir Caledon om die voorsprong te neem. Ons het 'n bietjie neerslag gehad vanmiddag hierso op die A-veld waar daar geen wedstryde plaasgevind het natuurlik nie. En dis hoekom die manne so 'n bietjie gly en so 'n bietjie in die skrims nie kan stewig staan nie. Maar kom ons kyk wat maak Davids. Hy kom nader, hy tref hom. Ek dink goed. Ongelukkig misluk hy daar met die strafdoelpale toe Anthony. Ja, jy kan sien hy het die rigting, hy het die lengte, maar die rigting is net daar regs verby. Ligt wat 'n bietjie begin opkom, aangesit word hierso op Sanlam Boland Stadium. En ek dink dit gaan 'n bietjie die manne 'n bietjie meer 'n visie gee hierso Anthony. Ja, weer 'n tipe van aanpassing. Bonsair jaag die bal keelveld af. Van die kantlyn. En 'n vaste skram wat of 'n lynstaan wat nog gaan behoort aan Caledon. En Whedon Arends wat kyk vir wie hy kan vind. Gaan die Ulselier selek in hierdie lyn staan of gaan die veteraan in die lyn staan op agtergegooi Selier. Bal nie op beheer gekry nie. Agter toe sê die kyk hier terug. Kom Morit die gaping. Dis Morit. Fopan gee. Hy kom 'n speler verby. Binnekant toe gespeel. Vat 'n tydslag op hom uit beoefen. Dis beskikbaar die kant van Caledon. Optel Kasten Smit. Of nie? Vorentoe gedryf. Aan die buitekant Caledon, hulle nommers. Moet die bal net deur die hande kom.
En Riemann Moore, die kaptein, waar die bal te vergeefs gaan deur sy hande. Maar die skeiersrechter die wat net weer terugkom nou vir 'n strafskop aan die kant van Caledon. Jo, Aiden, hierdie Caledon span kan jy nie afskryf nie. Baie beter gedoen deur die Canola. En ek moet sê, lyn staan wat so 'n bietjie misluk het, maar die geluk, bal wat terugspat aan die kant van Caledon toe, maar hoe gevaarlik is hierdie man, Maurice Walbrug? En hy kom deur die verdediging, die fop aangee, wen 20, omtrent 30 meter veld op vir Caledon en hy bring hulle tot binne in die gebied van Franshoek. Dis baie goed gedoen. En Caledon met die lyn staan bal. En vir 'n oomblik het dit gelyk, hulle gaan die dryfmaal voor Brendan Lou. Kom hy uit vir Luther Soos, hoenderpoot aangee. En Dylan Jacobs wat die bal op die voet wou sit. En dan, wat sê die skeiersregter, spel van voor. En dan uiteindelik die teken van die assistent skeiersregter, die bal was aangeslaan. Maar net paar sekondes terug, Caledon met al die geluk aan die buitekant, bal wat net deur die hande moes gaan en ongelukkig Mo die kaptein wat die bal aanslaan daar. So maar Caledon wat lyk asof hulle 'n bietjie momentum, hulle vorm begin vind Anthony Moses. Ja, definitief, maar vir my is dit nou net die skrimskakel Jacobs wat nou balbesit probeer weerskop. Jy is in die gebied van Franshoek. Wat jy wil maak die spel bietjie stadiger, probeer jou set pieces 'n bietjie uitsit en daarvan af begin spel. Tel jou agterlyn op, baie gevaarlike agterlyn. Maar nietemin Bonsayer of wat sy manne nou voer. Caledon wat nou begin vas staan aan die vaste skrams. Minnik jaag die bal aan die kant hier van Wilbur af. En die wen die kantlyn hier net so tussen die 10-3 stiplyn in die halfgebied. In die halfgebied van Franshoek. Telling steeds 0-1 na 15 minute se speeltyd. En Anthony Moses is nie seker of dit die hanteringsfoute dalk is of die oordeelsfoute van beide hierdie spanne nie, of is dit net 'n bietjie senuwees wat so 'n bietjie die manne hierso sielkundig bietjie vat. Caledon met die lyn staan variasie. En dan spat die bal terug aan die kant van Caledon, Whedon Arendse. En Caledon met die strafskop weer. En ek dink Caledon net 'n bietjie meer geduldig wees en dan net bietjie meer momentum kry en dan sielkundig hulle gedagtes agter mekaar sit en dan hulle patrone begin speel en die vorm speel en tegniek speel wat hulle moet speel, dink ek sal hulle baie gouer en beter aan die gang kom Anthony. Ja, definitief Aiden. Dit is wat ek voorheen genoem het ook. Skrimskakel moet nou net sy game probeer beheer. Selfs hier by hulle lynstaande, balle wat 2, 3 balle op aan die lynstaande wat nie te hand gegaan het nie, en dit is dinge wat jy dieper in die kragmeter kan byt. Veral as dit miskien 'n noodbelangrike lynstaandes wat jy kry om punte aan te teken en dan gaan dit weer te vergeefs. Ek bedoel Arends wat nie sy springers kan vind nie. Maar weer 'n geleentheid nou vir Arends om te kyk of hy vir Sillier in die lyn staan nou kan selek of moontlik vir Luther Sols. Ja, ek dink is net die kommunikasie tussen die haker en dan die lyn staan manne wat so 'n bietjie aan die gang moet kom en dan Caledon met die dryfmaal. En hulle gaan vorentoe. En die manne wat baie bitter laat besluit het, hulle gaan saamvoeg en dan gaan hulle grond toe voordeel as Franshoek waar daar so die dryfmaal aan duie laat stort. En hier kom Caledon. Baie goed, daar kom hy uit. Lang aankeer, daar spasie in die buitekant en dan binne toe gekom deur Davids. Bevind homself binne in die kwartgebied van Caledon. Karsten Smit agter die oond. Snyders binne toe gekom deur Maurice Walbrug. Bevind homself aan die linkerkant van die veld nou. Jacobs. Lou. En hy voer 'n hulselee. Was hy om die nek geneem? Nee, sê die skeieregter. Weer geleentheid vir Jacobs. Dan kom hy uit. Karsten Smit. Stamp 'n man plat. Maak minimaal kontak. Kom hy uit. Spasie aan die buitekant. Maurice Walbrug. Skoppie op die verdediging. Was dit die ideale keuse? Die skeieregter wat die spel terugbring. Caledon wat die voordeel gehad het en dinge wat bietjie goed begin lyk. Ek dink dat Caledon moet nie so baie die bal besit wegskop nie en liewer vasmaak in die fases daarvan begin speel. Ja, Aiden, dit is wat hulle moet doen. Van hierdie Franshoek span is ook
'n baie begeesterde span, 'n span wat ook weet van hardloop uit hulle gebiede uit en hulle probeer hy taktiese spelle kry, probeer die bal kry, jaag minnetjie bal veld af, probeer vir Wilber in die lug toets. Maar ja, geleentheid nou weer eens hier vir Caledon. Arends wat kyk of hy nou sy springers gaan vind. Agteraf gegooi, weer eens sy springers gelekkie. Dit genoem en die kom Frans Hoek nou weer eens. Jaag die bal veld af. Ongelukkig is dit direkheid. Vroeër hiervan gepraat, Aiden. Goeie aanvalsgeleentheid, goeie geleentheid om punte aan te teken. En Arends wat weer eens sy springers kan vind. Die kommunikasie lek kan dit dalk wees. Ja, baie beslis kommunikasie tussen die hakker en die springers, dink ek spesifiek, wat nie daar so goed is nie. En dan kom hy terug, Jacobs, Brendan Lou, lang aangee, binne die spasie, bring hulle die 7 flank in. Logan Tobias, daar kom hy uit, Dylan Jacobs, Brendan Lou, binnekant toe gegooi vir Riemann Moore, en vir 'n oomblik het dit gelyk asof wat bietjie vorentoe was, Dylan Jacobs. Hy gaan groen toe. En Caledon wat die bal bietjie baie stadig maak hierso, weer Lou. Kom hy uit binne toe geslaan deur Luther Sols. Hy word ontmoet deur die verdediging. Steeds aan die kant van Caledon. Hy word daar diep, baie diep gekrap. Snyders. Kom hy uit Grant Oktober. Hierdie man is lus vir hardloop en hy kom weer terug binne die trop in. En strafskop gaan dan Frans Hoek. Caledon wat weer terug in die trop kom as om die bal weier te laat speel. Ja, Aiden, dit is wat die Frans Hoek spelers wil hê. Hulle soek vir Caledon hier om die kontak te maak. Hulle weet ons het 'n baie goeie of 'n groot pak voorspelers. Nou probeer hulle Caledon intrek en Caledon se spelers 'n bietjie van 'n afwaartse kurwe wat hulle neem of 'n verkeerde besluitneming wat wen om in die kontak in te gaan en dit is wat Frans Hoek soek. Daar gain hulle 'n penalty en jaag die bal hier in die gebied van Caledon. Ja, baie beslis op baie geleenthede kon Caledon die bal weier skuif. En hulle besluit hulle gaan liewer die kontak vat binne die groter voorspelers en dan loop hulle vas ongelukkig daarso. En Frans Hoek wat hulle self nou in die gebied bevind van Caledon. En 'n geleentheid vir die haker Julius. Geen kontak in die lyn staan. Kom hy terug. Aan die ander van die losskakel. Munich. Caledon op die agtervoet op verdediging. En hulle gaan hier moet klinies wees en hulle dissipline hou. Kom hy terug, kom hy uit. Groot loop hier daar so deur Bonzaier. Sterk ingedryf. Afgeneem deur Caledon. Maar die skeieregter wat daar die strafskop toeken aan Frans Hoek. Dissipline van Caledon wat vir hulle nou tans hier op die agtervoet plaas. En ek dink 'n geleentheid nou vir Minnick om aan te lê pale toe. Om te kyk of hy ekstra 3 punte kan by of 3 punte op die tellbord kan byvoeg vir sy span en nie. En sake voor te trek vir Frans Hoek. Maar wie gaan daar staan om hierdie skop te neem? Dit lyk na Bonzaier wat daar staan. Wilber Bonzaier, die center wat aangaan die pale toe om te kyk of hy 3 punte op die tellbord kan sit. Bonzaier wat die bal nou stel om aan te lê pale toe. Skop van rondom byna 40 meter en nie. Geen wind. Hierdie man het 'n kanonvoet op hom. Bonzaier staan nie met daardie tipe staatjie van hom. Gaan nie nader kom. Tref die bal. Pad lyk goed, dat lyk goed. Vlag gaan op. Skare was saamgesjans. En die eerste 3 punte wat behoort aan Frans Hoek. En hulle neem die voortou uit. Na 22 minute se speeltyd verstreke. En Frans Hoek besluit hulle gaan die voorsprong neem. Caledon wat baie geleenthede gehad het om punte te kon aanteken. Het dit van die hand gewys. Kom ons kyk wat gaan hier vandag gebeur. David om sake te begin hierso. Hang hom baie hoog in die Wellington aandlig. Agtertoe aangeslaan. En nie seker wat Ursel daar wil maak nie. Maar tog kom hy terug aan die kant van Caledon. Lou
Kom hy uit Joa David, spasie aan die buitekant van Caledon om mee te werk. Skoppie oor die verdediging. Was dit die ideale keuse gewees? Daar is 'n man daar. Dan word die bal teruggejaag. En goed onder beheer gebring. Kom hy terug. Mauriet Walbrug. Hierdie man is lus vir hardloop. En dan word die bal afgestorm. Kom hy terug aan die kant van Caledon. En Caledon sien nie agter. Bal wat terugspat aan die kant van Caledon toe. Het lyk asof Dylan Jacobs aan die oorkant lê met 'n besering. Caledon, wat hulle tyd vat om die bal uit te bring hierso. Binne toe gekom deur Baron. Geen ondersteuning weer eens. Opgeneem deur Ulsele, loop hom vas. Davids. Brendan Lou besluit hy gaan die bal in die lug opjaag. Aangeslaan. Deur Frans Hoek en Caledon weer met besit. Snyders. Goeie opskietverdediging deur Frans Hoek. Caledon wat bal ongelooflik stadig maak hierso. Manne wat en die bal word weer veld opgejaag. Binne toe aangegee. Nou Justin Morgan. Frans Hoek nou in besit. Kom hy terug vir Boonzaier. Opgepik deur Shelton Johnson. Spasie aan die buitekant van Frans Hoek om hier te werk. En aan die hande van die nommer 11. Het is Donald van der Berg. Bal wat na vorentoe gejaag word. Caledon. Wat sal dat werklik hulle speel gaan moet opkikker hierso. Wat dit lyk Caledon wat nie aan die gang kan kom nie. Joa Davids. Met 'n woelwaai skoppie. Wat hy net die uitsit. En weer 'n geleentheid nou vir Frans Hoek om aan te val en die hakker van Frans Hoek, Juris, om te kyk of hy sy springers gaat vind. Nog baie min gesien van beide se agterlyne. Ingesit. Dryfmaal beweging van Frans Hoek, die wat vorentoe dryf. Steeds beskikbaar Frans Hoek. Diep gekap, Boonzaier, wat probeer sy voorspelers opsit. Johnson gaan vorentoe. Uitgehaal daar. Hofman. Nee, as Jacobs. Thompson wat invat. Boonzaier dryf weer in. Daar sit nou Thompson ingedryf. Boonzaier wat diep krap vir die bal. Thompson ken 'n pad vorentoe. Kom hy oor die voordeellyn. Boonzaier minnik die wat wag. Bal was aangeslaan gewees, sê die skeieregter. Skrum aan Frans Hoek. En nie seker beide spanne wat nie die beste vertonings het hier op die veld, die Anthony Moses. Ja, definitief nie, Aiden. Ek weet nie of dit die aanpassing is om in die aandlig te speel nie, of die manne nie gewoond is om onder die ligte te speel nie, wat dinge net nie vir hulle kan werk nie. Ja, ek dink die kaptein Riemann moet 'n bietjie gesels daar so 'n bietjie kan jy raad hou met sy troepe, dat die manne 'n bietjie van 'n kopskuif kan kry, die momentum terug kan kry, die gees terug kan kry, maar toe hulle opgedraf het hierso Anthony. Ja, definitief, en ek dink die toeskouers van Caledon wat ook dit wil verwag, en die mense selfs by die huis wat ingeskakel is, wil hy Caledon, hy Caledon wat honger is om terug te vlieg in sulke omstandighede, in sulke wedstryde. Maar ja, kykers, net 'n besering daar. Dylan Jacobs wat 'n bietjie aandag kry daar by die mediese personeel. 'n legendariese speler vir Caledon. 'n man wat al oor die jare, al oor die dekades al, wat nou die veld gaan verlaat. Hopelijk word hy nou vervang. Clive Swarts, die jongman, wat sy geleenthede kry nou. Of sy geleentheid kry by Caledon. Op die veld te verskyn nou. En ja, die vaste skram wat behoort aan Frans Hoek. Boonzaier hier
om sy span se pakvoorspelers te voer in hierdie vaste skram. En het lyk asof Clive Swarts as plaasvervanger opgekom het vir Dylan Jacobs op die skrimskakelposisie. Logan Bonsayer met bal in hand om te kyk of hy hom gaan insit. Reeds Akker Juris. Sy pootjie is uit om die bal te haak, agter gekry. Caledon wat begin vas staan. Franshoek beweeg vorentoe. Vorentoe gegaan Franshoek. Voordeel is, skeiershandse het 'n voordeel. Bonsayer, Minnick speel hy daar 'n gaping en ongelukkig staan die bal aan. En Jawad Davids wat net dit gedink het, was dit nou nie 'n strafskoppie. Kon dinge anders gewees het nou. Maar ja, Franshoek wat weer eens 'n penalty maak en hulle gaan aan die paal toe om te kyk of hulle ekstra punte by kan voeg en die telling verder te verrek. Dit lyk asof hulle weer gaan skram, Anthony. Hoopelik ja, nee, definitief Aiden. Hulle probeer daar die mag kry oor Caledon om hulle te boelie voorlangs op die sag maak, maar hulle agterlyn wat net nie aan die gang kan kom nie. Hoeveel balle nie gemors wat die pakvoorspeler vir hulle gebring het nie. Skoon balle, maar ongelukkig balle wat agterlangs geval is en die manne wat weer moet skram. Maar Bonsayer wat die bal nou insit. Weer eens 'n goeie skram vir Franshoek. Opgepak aan die buitekant. Hulle nou was in buitekant en ongelukkig weer eens Franshoek se agterlyn. Van der Berg, die vleuel, die linkervleuel, wat nie die bal in hand kry nie en hulle kry weer 'n strafskop. Was dit die regte besluitneming gewees om klein kindjie te speel? Stil kindjie om te gaan of was dit 'n geleentheid om te speel daar aan die kant van Minnick wat die bal gevra het, maar die kaptein van Franshoek wat sê kom ons skram weer. Hulle is baie honger vir 'n straf 3 uur. Franshoek se Bonsayer wat hierdie skram nog gaan voer. Minnick met 'n diepe agteraf gesjalsie na Bonsayer van Franshoek. En nou wat uitstekend lyk hier. Ja, die manne daar van Montetjie Klip. Ankeltjie se troepe wat ook nou besig is om los te maak. Van die nakragte gaan weer teen die 6-malige kampioen Roses United. Wat ook verlede jaar in die Sanlam Boland top 12 se finale gespeel het en vasgeval het hier teen Saldanha, maar goeie skram weer eens hier vir Franshoek. Hand is uit vir voordeel. Soek hulle Bonsayer, Minnick. Weer eens Minnick en druk op plaas en weer eens 'n strafskop, maar hier gaan 'n geel kaart lyk my kom. Baie slus, Anthony. Caledon se voorry wat net nie 'n man kan staan nie. Baie kommerwekkend vir die afrigter Neville Summers en direkteur Alex Kleinsmid. En ek dink dit is die laaste waarskuwing van die skeieregter af. Volgende een gaan 10 minute in die koelkas moet deurbring. Ja, en hier kom het weer eens 'n skram vir Franshoek. Hulle hou dik, hulle soek daar die penalty, hulle soek daar die straf drie eintlik. En hulle hou dik met hierdie skrams. Caledon nie nou hulle aanbreek gaan optrekkie. Kan hulle dalk groot moeilikheid veroorsaak of kan hulle dalk groot in die moeilikheid wees? Ja, baie beslis. En Bonsayer. Maar die achterlyn van Franshoek wat nie aan die gang kan kom nie. Geleentheid nou Bonsayer. Sit hy die bal in. Weer eens 'n goeie skram van Franshoek. Hulle beweeg vorentoe. Opgetel agter. Geleentheid nou en Van der Berg gaan verspot maklik oor. En hy terugkom en Franshoek wat oorgaan. Vir uitstekend na 3. En hulle neem of hulle volreggie voortou na 8 punte. Wat hulle gesoek het hulle gekry Aiden. Ja, verspot maklik van 'n Berg wat oor die doellyn stap. En dit is die produk
van ons skrim die resultaat. Boonzaier wat gaan kyk of hy 2 kan byvoeg. Calydon wat net nie aan die gang kan kom nie. Boonzaier wat kyk of hy ekstra 2 punte kan byvoeg. Boonzaier kom nader, tref die bal, gaan hy daar wees. Wat sê die Vla is nog op en die skare was saamgesels. En ekstra 2 punte word bygevoeg vir Franshoek. Die telling die wat aanbeweeg na 10 punte. Die 0-0 van Calydon. En kyk na hierdie replay. Dik gehou. Geleentheid nou Boonzaier. Skram gevra, skram gekry. En hulle het die skram geweer aangegaan. Weer eens 'n Sy goeie kom skram van op Franshoek. Hulle agter. beweeg vorentoe. Opgaan En teen vandag agter. Boonzaier. Geleentheid Van der nou Berg. en Van der Niemand Berg staan gaan voorop. verspot maklik Hy voor. rond af vir 'n 3 van Franshoek. En hulle neem die voortou. Davids baie diep geskop. Van der Berg voormalige 3 skiet in die kantlyn af. Ongelukkig trap hy uit. Ja, ek dink is soms wat sy spoed bietjie daar verminder het daar by die kantlyn. Maar Calydon wat daadwerklik sal moet terugslaan voor rustyd hierso. Het laas naweek 'n nulletjie gekry daar op Bredasdorp, 7 punte teenoor 0. Ek dink jy hulle gaan nog een hierso wil beleef nie. Dylan Jacobs wat terug is op die veld. Goed druk geplaas Aiden. Weer eens aangeslaan deur Calydon. Kom Franshoek nou met die tegenaan, hier is 'n moeilikheid. Gaan dit 'n voetreis wees? Maar Wolbe briljante duikslag op Maurice Wolbe uitgeoefen. En 'n strafskop nou aan Calydon. Baie beslis hard geduik. Jacobs wat die terugskopie neem. Vorentoe gedryf, was in die regte beslissing. Diep gekrap daar. Jawa Davids op 'n skipsake posisie. Kry vir Snyder die seer sien en hy word afgestorm daar in Franshoek. En 'n geweldige druk is Calydon hier. Moes dit die bal bietjie lei toe geskop en aanstaande gemaak het. En as dit omgekeerde was dit vir Franshoek. Ja, beslis. Franshoek het bal in hand nou. Uitgehaal Boonzaier. Boonzaier van sy neef van die ander kant. Doodgedruk daar deur Maurice Wolbe. Aiden. Calydon bietjie oorgreter, bietjie oorhaastig. En dit is dinge wat vir hulle bietjie op die agtervoet plaas en Franshoek probeer sulke dinge uitbuit. Ja, baie beslis Anthony Moses. Dit is nie die Calydon waaraan almal gewoond is en wat almal ken nie. Hulle skep die druk vir hulle self heel waarskynlik hierso. En dit gaan hulle op die oomblik van die dag kos. Hulle is reeds 10 punte agter en om sulke foute op hierdie tydstip van die wedstryd te maak, gaan hulle nog hier te staan kom in hierdie kragmetings. Davids jaag die bal veld af. Van der Berg die wag hom in. Wat gaan hy maak? Kom hy met 'n teenaanval, hy vind vir Julius. Kom Julius trap hy binne toe. Ja, dis Minnik die losskakel. Boonzaier die wat diep krap. Vind hy soek hy sy voorspelers op. Verander hy van rigting. Thompson gaan in. Hy dryf vorentoe. Probeer die bal losspat. Aangeslaan daar. Aanslaan. Ongedwonge foute na beide kante. Die manne wat net hierdie bal onder beheer kan hou nie. Dit voel die manne speel met 'n warm patat. Aiden. Ja, waarom patat? Lyk dit my ook Anthony. Of dalk is hy net seep glad, so 'n bietjie lagseep, jy weet. Kom ons kyk hierdie skrim. Calydon wat moet sterker staan hierso. En ek dink een van die besprekingspunte gaan wees halftyd oor Calydon se skrims en dan ook oor hulle lynstaande. Groot teenskrim. Dan pop die bal uit na die kant van Franshoek en daar spasie aan die buitekant. Bal wat uitkom. Goeie bal en retensie vir die buitesenter. Steeds word die bal binne gehou. Kom hy terug. Boonzaier.
Bal wat teruggewen word aan Caledon se kant toe. En verdediging van Caledon waar daar moes sterk staan. Skeieregter wil die speel gaan terugbring. Ja, van waar die bal eerste aangeslaan is. 2,5 minute om te gaan. Dinge wat glad nie goed lyk aan Caledon se kant nie, Anthony Moses. Definitief nie, Aiden. Die druk wat Frans Hoek plaas op hulle is geweldig gedruk. En Caledon wat hierdie druk kan absorbeer nie. En dit wat maak dat hulle foute op foute begaan. En ek dink tweede helfte of teen halftyd gaan die direkteur van rugby en hulle afrigterskop klibbarde woorde aan hierdie manne van Caledon moet gee. En selfs aan die manne van Frans Hoek se agterlyn wat ook net teen die gang kan kom. Die baie balhanteringsfoute wat hulle gemaak het. Bal deur die hande laat val het. En wat 'n goeie skram. Maar die bal is uit beskikbaar vir Caledon. Maurice Wolbok wat hom beself bevind op 'n slimskakposisie. Skeieregter is uit. Jawad Davids slaan die bal aan. Maar dis 'n strafskop. Een van daardie taktieke van hom. Om net die kantlyn op te soek. En daarvanaf te regroup en die spel te hervat. Om hulle set plays agter mekaar te kry. Om te kyk wat hulle agterlyn. Nog niks gesien van Caledon se agterlyn nie. Glo my as die hakker Arends, Weeden Arends, die onderkaptein, kyk of hy sy springers kan vind die Vasilier. Agtergegooi en weer eens afgeneem deur Frans Hoek. Vorentoe gedryf daar deur Juris. En die toeter die wat afgaan aan die agterkant. Aangedryf, baie sterk en klibbig ingeklim nou hier. Die voorspelers van Frans Hoek. Agteruit gespat. Boonzaier. Lastige val deur Alselier. Krap hulle diep. Besluit Frans Hoek, kom ons gaan rus. Jy het nie nog verder dinge nie, of verder tekens wat ons hier verder gaan nie. Maar ja, kykers, jy is ingeskakel op NH Sports TV. Jy moet nie vergeet om te like en te subscribe nie. Uitstekende rugby sover. Nie vir rugby vanaf weer eens sover met die hanteringsfoute wat die begaan word op hierdie veld of in die aanlig nie. Maar moenie roer nie. Ons is nou weer terug vir 'n briljante tweede helfte en is nog byna baie rugby wat nog gaan speel word hier op die A-veld van die Sanlambolan Cavaliers.
Reg dames en heren, is terug vir die tweede helfte en rustyd hier op die Sanlam Boland Stadium se halfveld. Is dit Frans Hoek wat bo uitgekom het met 10 punte en Caledon geen punte. Bal wat aangeslaan was? Nee. Ja, wel aangeslaan, maar 'n stoot daarso. So man was basies onder die bal gespeel gewees en stilskop in Caledon. Caledon wat baie swak vertoon het in die eerste helfte. Kom ons kyk of hulle hierdie kan omswaai, Anthony Moses. Ja, ek dink 'n paar harde woorde wat geval het daar van die management team na Caledon. Behoort hulle nou aan te skakel. Pragtig het die lig uit gepluk, maar nie in hand gekry nie. Bonsair kom hy deur, vind hy daar 'n man aan die buitekant, hy probeer af wegtrek. Steeds op sy voete aan die binnekant gespeel. Beskikbaar nou vir Frans Hoek. Het hy hom aangeslaan, skyn hy sy speel aan. Die man in die boks, koppie, Raspel. Slaan Raspel as moeilikheid. Ongelukkig. Was het aangeslaan. Raspel wat nie 'n fout begaan en byna in die moeilikheid gewees. Knap, net na rustyd. Ja, Caledon weer in die moeilikheid. 5 meter skrim aan Frans Hoek en ons weet hoe hulle gedomineer het in hierdie eerste helfte. Caledon wat net die bal besit kan hou nie. Nie seker of dit senuwees is nie. Van die man is die eerste keer hierso nie. Kom ons kyk wat gaan gebeur met hierdie verdedigende skrim. Hulle gaan moet stywer trek hierso. Frans Hoek. Wat all systems go is. Hulle het geloop soos 'n lokomotief oor Caledon in die eerste helfte. En hier wil hulle dit voortset. Raspel onder druk geplaas aan met die skoppie. Ingesit deur Bonsair. Groot skram. En 3 word toegeken. Nee, skeieregter wat hier 'n man 'n kaart gaan toedien van Caledon. Geel kaart gaan aan Kino Julies. En hy het hulle gewaarsku. En groot moeilikheid vir Caledon hier, Anthony Moses. Definitief Aiden. Dit is wat die niveau gehad teen Frans Hoek wat nou gaan dik hou. Met die vaste skrams, met die groot skrams van hulle. Definitief 'n flank of iemand wat moet afgaan. En dan lyk daarna Etienne Bester wat sy verskyning gaan maak op die veld. Caledon wat 'n vleuel afval en ek dink maar 'n Raspel wat af van die veld af kom. Ingesit Bonsair. Weer eens 'n goeie skram deur Frans Hoek. Hulle gaan regdeur, gaan hulle punte ry. En dis 'n straf deur wat toegeken word Aiden. Reg onder die pale. Wie al verdien Anthony Moses. Ons het geweet hy gaan kom. Stryd 7 punte. Frans Hoek wel verdien voor 17 punte teenoor 0. Caledon 'n baie groot moeilikheid hierso in die toernooi. Ja, definitief. En ek dink Frans Hoek wat baie begeesterd lyk nou met hulle voor die Jawa Davids wat die spel gaan hervat, pragtig uit die lug uit gepluk deur Raymond Moore, maar kry die bal in Antie. Kom die bal van de Per aan die binnekant kan speel. Weer eens van de Berg. Was hy so na bal geloop? Wat sê die skeieregter? Nee, bal was buite. En Arends, Bieden Arends. Uit die lyn staan het.
Probeer hulle dryfmaalbeweging aan die gang sit. Uitgehaal Swarts. Skeer aangee beweging baie diep en sterk ingedryf. Vorentoe gedewe Caledon. Swarts die al uit. Bal nie te aan gegaan nie, maar nou kry hulle hom agterlangs gespeel. Moe trap in toe die kaptein Raymond Moe. Loop hy vas in 'n muur van beton en sy rieme word vasgeloop. Van rigting Jowa Davids. Opgepomp aan die buitekant vir Sols. Swarts die wat krap. Krap binne toe gespeel. Sterk ingedryf. Beskikbaar Swarts. Lou trap hy af sy kat op 'n warm plaat, maar word hy af vasgewit. Maurice Walbert in 'n gaping half en half. Kry vir sy Klaas Swarts. En weer eens aangeslaan, maar is agtertoe. En vir hom kan speel. Wat gaan Caledon maak? Guldige geleentheid om 3 punte aan te teken en daarvan af weer oor te begin. Of wat is die besluit van die kaptein Raymond Moe? Ja, dit lyk asof Jowa gaan aanlê kantlyn toe. Met lyn staan springers of wakker wat die lyn staan springers vind die. Weet ek nie of dit 'n regte besluitneming gewees het of beslissing gewees het van Caledon nie. Maar Arends wat nou kyk of hy gaan ingooi en van wie hy gaan vind. Weer eens het ons genoem hiervan. En 3 punte onder die mat gevee vir 'n lyn staan wat jy weet jou lyn staan is nie goed nie. Ja, baie beslis Anthony, ek stem saam met jou 100%. Caledon kon liewer die tik speel gevat het daarso. Hulle het kyk wat ons gesien nou daarso, hulle Franshoek onder druk gesit het met hulle die spel hoe hulle die fases bymekaar gesit het, maar ongelukkig daarso met die lyn staan beslissing waar daar nie aan hulle kant toe gegaan het nie. Maar kom ons kyk wat gaan gebeur van hierdie skrim af. Clive Swarts. Skrim wat gaan hervat word. Lyk asof dit Jonathan Wapatialaka is wat ook op die veld is. Caledon wat daadwerklik, as hulle hierdie kragmeting wil wen, gaan hulle baie meer klinies moet wees op die aanval. Moet vandag so 100 klaar kom. Preston Dramat, Marcel Godfrey, baie sleutelspelers agtertoe aangeslaan, sê die skeieregter. Dan is die bal vorentoe verloor en hier kom Franshoek met die teenaanval. Gevaarligte, niemand aan die agterkant. En in dekverdediging, so baie goeie skop deur Franshoek. En hulle bring Caledon weer terug na hul gebied toe. Glad nie. Hoe dinge verloop vir Caledon baie goed nie. Ja, moet 'n pleintjie gee vir Franshoek se opskietverdediging. Wat hulle doen, die maniere van die lyn afkom om daardie druk te plaas op Caledon. Caledon wat ongedwonge foute maak of begaan. En Franshoek wat bal in hand kry en die bal veld afjaag en die kanlyn daar vind. En nou sit weer Whedon Arends, die hakker van Caledon. Kyk of hy vir Wapatialaka aan hierdie lyn staan gaan vind. Wapatialaka die gaan op, agtertoe geklap, Swarts speel hy daar, ingedryf, binnentoe getrap, lyk na Raymond Moe. Diep gekrap daar, Swarts soek vir die bal, verander hy van rigting, binnentoe getrap, steeds Caledon probeer hulle nou, speel het hulle gebied uit, kom die bal deur die hande Jowa Davids, met die steekskopie deur, onder beheer gekry deur Morgan van Franshoek. Onnodige balbesit van Caledon wat weggeskop word. Bonzaiers die krap diep. Kom hy nou deur Van der Berg. Weer eens 'n strafskop vir Caledon. Verhoog geloop daar Jowa Davids. Wat 'n hoë duikslag op die linkervleuel van Franshoek. Van der Berg. En die toeskouers wat raas pale toe en dit is wat Franshoek wil doen. Plaas die druk, skoolbordpresse op Caledon se ding, sit skoolbordpresse op Caledon sit, met die 3 punte wat hy nog gaan aanlê pale toe, wel gaan hulle die telling dan verrek na 20 punte toe, as hy hierdie skop slaag, Aiden,
dinge wil net nie vir Caledon aan die gang kom nie. Nee, glad nie. Baie beslis nie. Anthony Moses. En ek dink die halftydpraatjie was ook maar net water onder die brug gewees. Lyk nie asof die manne 'n kopskuif gaan maak of wil maak hierso nie. En groot gevaarligte vir hulle hierso. Frans Hoek. Baie goed het Caledon verdedig in die eerste helfte. Skop van rond op 45 meter. Hy tref hom met goed. Ongelukkig. Gaan hy links verby. Caledon met die 22 meter afskop. Hulle gaan daadwerklik so gou as moontlik moet punte aanteken hierso. Joe Davids. Davids aan die keelgat afgejaag. Jaag hy die bal uit. En dit is wat Frans ook soek, Aiden. Ja, baie beslis. Ongedwonge foute. Nie seker wat daar gebeur het, Anthony Moses. Lyk net Joe Davids verras het. Nou, hartlik welkom aan iedereen elk wat ingeskakel is op die Net Sports TV. Natuurlijk in samenwerking, ene vennootskap met Nissan Holdings, Sanlam Boland Rugby Unie en natuurlijk Turlo Maas. Nie vergeet om te like en te subscribe nie. Ja, die duimpie te druk daar op ons YouTube kanaal nie. Natuurlijk kan jy gebruik maak van die kommentaar seksie om vir ons te sê wie jy ondersteun, wie jou gunsteling speler dalk is en wie jy dink gaan hierdie kragmeting wen tussen Caledon en Frans Hoek. Sowel as die volgende een, Roses United teen Montetjie Klip. Geleentheid vir Boonzaier. Kom hy uit, weer vir Boonzaier en hulle besluit hulle gaan na die linkerkant toe. Deur die gaping, een man om te klop. Binne toe gegooi, Frans Hoek is weer oor die doellyn. Briljant gedoen. Hand tot hand, Aiden. Kan daar een van die sout wat hulle in die wonder vry van Caledon om verder druk op hulle te plaas. Uitstekende spel daar deur Frans Hoek. Die skram wat hulle weer het hulle gesoek en hulle teken punte daarvan vanaf weer in die Boonzaier met een van die diephoekskoppe van hom om te kyk of hy die telling verder te kan verrek. Boonzaiers. Kom hy nader. Tref hy om Boonzaiers. Dat lyk goed. Wat sê die flauw? En op die skare wat saamgesels. Wat 'n briljante skop. Wow. En as ons so kyk na die replay. Ingesit. Deur Boonzaier, die skrimskakel. En 8 opgetel, kom die bal hier aan. Vir Boonzaier en hulle besluit Van daar die 6ste loops wat daar plaasvind. Deur die gaping, een man op te klop. Meyers Binne toe wat weer eens in gegooi. die binnekant speel en hulle rond af. Diep gehang.
Uit die lug uit gebemeester en ongelukkig slaan hy die bal in die proses aan. Jaag hulle die bal weer terug. Kom hy die Moriel Swarts. Voor weggeleg weer eens aan Clive Swarts. Kom die bal nou die Rihanna. Snyders hier by die kant. Aan die buitekant Raspel trap binne toe. Aan die proses Frans ook onmiddellik op my bal. Het hy hom. En 'n strafskop. En jy gaan hom nie los kry nie. Bonsayer daar. Se pitbull se tande wat gesluit is op haar bal. Dat wat Kelly dit nie wil hê nie. En dit wat Frans ook net vir hulle bring. Baie goeie skop. Tot op die 22 meter lyn. Ja, Caledon in baie groot moeilikheid. 24-0. En dalk kan dit weer 'n weerspeling wees van laas naweek waar hulle 0 gekry het op Rottersdorp ook. Ja, Easter is baie vroeg gewees by hulle. Kan hulle nog 'n Easter egg kry. Kom die spel nou weer hier. Van Franshoek. Probeer Bonsayer. Kom Kelly dan nou. Met die teenaanval omgekeerde besit. Riemann Moa die buitekant gekry. Daar trek Kelly dan. Die steekskop is deurgegee. Wat gaan dit wees? En die kanlyn die wat gaan wen. Kon hulle net die bal deur die hande gesit het die nommers in die buitekant gehad Aiden. En hulle besluit outomaties om die balbesit weg te skop. Op vir die soveelste keer Anthony. Te vergeefs is daai oomblik. Baie swak vertoning hier so deur Caledon. Ian Burger, wat lyk of hy op die veld gaan verskyn. Sou Caledon hier verloor, dink ek, gaan hulle moet speel teen die verloorder van Montetjie Klub en Roses United, Anthony. Ja, en die Clive Swarts wat die veld gaan verlaat. En Burger, wat op skrimskakelposisie hom gaan bevind. Agtergegooi. Kom die bal nou die Rihanna. Minnik. 1-2 met 'n sterk loop PSV vorentoe. Briljant op hom gedek deur Luther Souls wat hom afskryf. Minnik met 'n trappie. Trap hy weer binne toe. Een van die bokspringe van hom. Ontmoeting met die verdediging van Caledon. Bonsayer. Thomas Koman. Thompson. Bonsayer die krap diep. Onderskep poging daar. Die voorry van Caledon. Beskikbaar gestel. Burger die al uit. Lou. Sit hy sy voorspelers op. Sien hy 'n gaping aan dwars in 'n gaping. Dis die plaasvervanger sit daar. Steeds beskikbaar. Vye oor aangee. En ongelukkig. Trapiseer sit op die lyn. Brennan Snyders. Ja, ongelukkig. En dis Ethan Jansen, plaasvervanger waar hy opkom en Etienne Wester ook wat die veld vat. Haben Ruspel. Julius wat afkom. Die agterlyn van Caledon wat nog nie balbesit geniet het nie, Anthony Moses. Definitief die Aiden. Agtergegooi. Ingevat hier deur Bonsayer. Krap Franshoek. Optellend dryf omgekeerde besit aan Caledon. Burger. Die speel die bal wyd Moore. Besluit om hy die kontak te vat daar. Nommers in die buitekant. Burger. Lou. Vasgesteek lyk na Terrence Kok. Terrence Kok kom binne toe. Verander nou van rigting. Lou. Sit hy op. Lyk na die plaasvervanger Jansen. Diepe krap Burger. Probeer hy self daar ingaan. Maar Thompson wat vir hom terugtrek en sê jammer om maat. Jy gaan hier deur die omgekeerde besit aan die kant van Franshoek. Jaag hulle die bal veld af. Gaan dit 'n goeie skop wees om verligting te bring vir hulle en is 'n baie goeie skop daar aan die kant van Franshoek. En hierdie Franshoek span wat hy momentum bou
Hy gees van hulle om terug te slaan in hierdie kamp, of nie terug te slaan, om hy druk te plaas op Caledon, en dit is wat Caledon nie wil hê nie, maar vinnige gooi hier, deur Caledon, en weer eens Wabatialaka, wat die bal daar verloor, en beskikbaar vir Franshoek. Bonsair, wat baie diep moet krap vir daardie bal. Ongelukkig, kom die skeieregter die terug, vir 'n vaste skram, en dit is Franshoek se kos hierdie, maar kan Etienne Bester en Edwin Jansen, Joseph, iets anders doen met Ethan Jansen, om dinge vir Caledon net bietjie anders te maak. 20 minute speeltyd, Anthony, 20 minute. 24-0 agter Caledon. As hulle nie daadwerklik gaan punte aanteken, die gaan hulle hier met 'n paas eier weer wegstap, soos laas naweek. Ja, en die mense daar op die klub rugbygroep, die bentegroepe wat in is vir sulke dinge, en dis dinge wat iets op uit gaan word. Baie beslis, Anthony. Al die voorbereiding, al die struktuur, al die tegniek, en vir meer as 'n uur kan jy nie punte aanteken nie. Baie kommerwekkend. Bonsair sit die bal in die vaste skram. Die bal is beskikbaar. Opgepop, dwars deur die gaping, hulle na die 13 center. Santino nog steeds by te kan en Van der Per wat die bal in hand kon kry nie. Beskikbaar die kant van Caledon. En die vaste skram wat nou gaan word in hierdie gebied, wat Franshoek wil hê, moet gebeur. Ja, baie beslis, hulle het Caledon oor hulle eie bal gestoot, so enige plek hier op die park, gaan hulle 'n skrim wil hê. Maak nie saak of dit hulle bal is of Caledon se bal nie, dit is hulle bal. Maar wat 'n briljante insny daar, deur die 13 center daar van Franshoek. Justin Morgan. Ja, Caledon wat soos 'n skaduwee lyk van die semifinaal span wat teen Robertson Town kragtig gemeet het hier so 2 jaar terug. Definitief, maar ek dink hulle is nog in daardie boufase. Spanne soos Botterrivier wat hulle gemelk het met spelers, veral kiespelers in die span van Caledon wat hulle gemelk het. Maar die bal is beskikbaar daar. Burger, Terrence Kok, probeer 'n man afstamp. Steeds beskikbaar. Omgekeerde besit Franshoek. Aangedryf deur die groot vuurslot. Denzel Hofman. Bonsair kry daar weer Van der Berg. Van die agste man daar, Jacobs. Bonsair die wat die kap en 'n strafskop hier vir Franshoek. Wow! Gevaarlike spel Caledon. Dissipline weer eens, dissipline waar dissipline inkom. Kan dit dalk die frustrasies wees van die manne wat dinge wat nie vir hulle aan die gesang kan kom nie. Ja, maar dit gaan nie baie help as jy nie punt op die bord het nie. Jy kan nie jou frustrasie op die speler, jou opponent uithaal nie. En hier kan dit dalk moeilikheid beteken as die skeieregter na sy assistent skeieregter gaan. Caledon dalk kan verder 'n moeilikheid kan wees. En ek dink Caledon hierdie wedstryd, Franshoek het sielkundig in hulle kop geklim hierso met hulle dominerende spel, Anthony Moses. Definitief Aiden. Maar jy kan sien die manier Franshoek speel. Dis hulle daardie Super League 8 team klas spel, dis hulle op. Wat gaan Franshoek nou maak hier? Besluit hulle gaan die tikskop neem. Speel hulle aan. Johnson dryf vorentoe. Diepe krap. Selfde spel. Johnson. Bonsair die al uit. Weer een Johnson. Die voerder van Franshoek wat nou begin 'n bal dra. Caledon wat 'n keer nou moet ken.
Franschhoek wat vorige sout in hulle wonde moet wil vryf. Thompson, die gaat in. Bonsayer, krap diep. Speel een van sy voorspeler agterlangs gespeel. Jacobs, opgepop. Vir een van die plaasvervangers. En steeds beskikbaar. Bedryk en hy is oor. Ja, Jacobs is oor. Die jagse man. Darren Jacobs van Franschhoek is oor. En verder is sout in die wonde gevryf. Eidens, soos van my lyk, as dit die doodskespyker van Caledon. Ja, baie beslis. Hier gaan hulle met die 0 wegstap. Weer eens soos laas naweek. En, Maar ja. baie kan nog gebeur, Aiden. Ja, nie seker hoe baie Caledon kan doen hiervandaan nie, maar sover ek weet lyk dit asof Franschhoek hierdie een gaan deurtrek. 29 punte teenoor 0. Doelskop om te kom. (14 minute speeltyd. Caledon met 14 man. Skep, doel, vir doel, suksesvol, 31 punte Franschhoek, 1 punte vir Caledon. Dit is wat Caledon op die agtervoet plaas. Die druk van Franschhoek is maar net te veel. Simmers en sy troepe. Lou. Nog 'n fout begaan. Bal is oor. Ja. Franschhoek wat die skram gaan vat. Op die middellyn. Simeon Baron wat die veld verlaat. Waarvan die plaasvervanger wat terug is op die veld vir Caledon. Maar Bonsayer wat die bal nou in die skram gaat sit. Skrum reg op die halflyn. Franschhoek in besit. Vryskop aan Caledon. En ek weet nie of hulle weet dit is hulle bal nie. Okay, daar kom iemand nou nader tikskop. Speel. Hier kom Grant Oktober, 'n man wat ek sover gesien het wat sterk indryf met die bal, Anthony Moses. Ja, taamlik wil hy probeer. Burger, Snyders ingedryf. Voor het doorkom nou Caledon. Die gretigheid van hulle opskietverdediger van Franschhoek wat daar is. Lou loop hom vas daar in 'n muur van beton. Baie goed is die rakskoon gehardloop. Strafskop aan Caledon. Vir hom kan speel. Wat gaan hulle maak? Terrence Kok. Wat nadig gryp. Ek dink Caledon moes liewer die tikskop gevaar het en probeer hardloop met die bal as wat hulle nou weer die bal gaan verloor in die lyn staan, jy weet Anthony Moses. Ja, Arends wat nou kyk of hy nou vir Wabatella kan vind en sy agterlyn aan die gang kan sit. Daar wat voorspring. Dryf maar beweging wat net knap vasgevallen daar. Burger vir Lou. Lou straaf vir Kok op. Kok wat daar sterk in dryf.
Steeds beskikbaar, Caledon. Burger. Lou verander van rigting. Een van die voorspelers uit probeer Etienne Bester. Burger krap diep vir die bal. Speel hy vir Lou, verander van rigting. Stryd ingedryf, klipharde kontak gemaak daar. Terrence Kok, wat self daar op 'n skakelposisie is. Burger die wat soek, maar opgetel en dryf vorentoe gegaan. Caledon soek punt op die telbord. Uitgehaal. Taba. Dryf hy in. Verandering van rigting. Lou. Was dit die regte besluitneming gewees om weer eens daar balbesit weg te skop, Aiden? Baie swak deur Caledon hierso. Baie swak. Geen struktuur, geen kommunikasie, geen speelpatroon, geen niks, geen punte. Caledon wat doelloos hierso vandag lyk in hul eerste kragmeting. Bal wat direk in die lug opgejaag word, ook by die kantlyn. Vir die soveelste keer op die lyn staan. En ek sê weer, hulle moes liewer die tikspeel gevat het. Want dis hoe hulle Frans Hoek nog heeltyd onder druk geplaas het. Baie beter lyn staan, dan kom hy uit. Lou. Kort aangee na Terrence Kok. Het lyk baie beter in die middelveld. Steeds Kok. Baie sterk op sy voete en Caledon halfmeter van die doellyn af nou. Baie beter speel. Dan kom hy uit. Lou. Besluit. Hy wil self hier die kontak neem, Lou. En hy loop hom vas. Vind ondersteuning. Steeds aan die kant van Caledon. Opgepik en deur die middel gekom nou. Halfmeter van die doellyn af. Beskikbaar vir Bester. Dan kom hy uit. Geluk aan die buitekant. En het lyk na Eddie Philander. Caledon baie naby, maar daar was voordeel gewees. 7,5 om te gaan. Gaan hulle kan punte aanteken hier om die eiertjie te breek. Vinnige tik en speel Burger. Ingedryf deur Grant October. Groot uitslag op hom uitgeoefen. Kom hy uit, Lou. Lang aangee, Lou. Jonathan Wabatialaka is deur die gaping. Steeds aan die kant van Caledon. Lou wat diep krap. Kom hy uit. Baie goeie verdediging deur die Frans Hoekers hierso. Kwaliteit verdediging. Oor aangee. Baie goeie verdediging hierso. Bal wat lospad. Steeds Caledon. En hier lyk dit asof 'n man koelkas toe gaan van Frans Hoek. Ja. Lyk na Bonzaier. Vinnige tik en speel Lou. Skeiersrechter wat sê, nee. Meneer, jy moet terugkom. Ek dink Lou wat net bietjie selfsugtig is, tik en speel. Brenwan Snyders. Ag nee, aangeslaan deur October. En die skeiersregter wat die spel gaan terugbring van waar die aanslaan was. En Caledon, waar die guldige geleentheid gehad het om punte te kon aanteken, het daardie geleentheid ook verspeel.
Riemann Moore wat ook op die veld kom. Sy 10 minute is uitgedien. Caledon wat glad nie goed vertoon het hierso vandag nie. Met goeie gees op die veld gekom, geen punte aangeteken nie. Ingesit deur die plaasvervanger skrimskakel. Kyk na Abri Roos. Caledon wat die bal oppik vanuit die skrim. Lou. Kom hy uit Jonathan Wabatialaka, daar spasie aan die buitekant. Riemann Moore. En oor die doellyn gaan Caledon uiteindelik. En dit lyk na Eddie Philander. Of is dit Terrence Kok? Terrence Kok. Gaan oor en hy breek die eiertjie. Caledon wat baie diep in die tweede helfte punte aanteken. Dis net bietjie te laat. Lou. En hy kan nie verdoel nie. Telling waar bly 31 punte teenoor 5. Net weer 'n kykie daarso. Wat gelyk het na so met skerm deur Franshoek. Opgepik deur Kian Burger. Baie sterk Kian Burger kom hy Na Abri Roos. verby. Caledon wat die bal direk met een oppik vanuit die fase. skrim. Lou. Jonathan Kom hy uit Wabatialaka, Jonathan as die kaptein Wabatialaka, toe daar hoor. spasie aan die Dis die buitekant. kok oor die doellyn. Riemann Moore. En oor Baie hoog hang van die afskop af. En hier kom hulle nou Caledon. Bietjie momentum gevind daar, die 3. Van Terrence Kok. Omgekeerde besit, baie goed deur Franshoek gedoen. Minuut en 'n half om te gaan. Die Franshoekers is nog nie klaar nie. Kom hy uit. Binne toe gedryf deur Phineas Ntsara. Weer terug na Thompson, baie sterk opgetrap buitekant die kwartgebied van Caledon bevind hulle self nou. En aangeslaan. Geleentheid dalk vir Caledon om 'n konsolidasie 3 te gaan druk. Maar Caledon wat sal 'n beter vertoning moet opsit Saterdag hierso. En ek dink harde woorde gaan val na vanaand se kragmeting. Nietemin. Skrim net buitekant Caledon se kwartgebied. Enkele sekondes om te gaan. In die volgende wedstryd, Roses United. Hulle gaan sake uitspook teen Montetjie Klub van die Breë Langeberg. Roodskrim maar kom hy uit. Terrence Kok, hy word om die nek geneem. Soos 'n 9-carat necklace word hy om die nek gevat. Kom hy uit Kian Burger. Oor aangee na Brendan Lou. Lou trap binne toe, sien die gaping. Steeds Lou. Dan gaan hy grond toe.
Voordeel vir Caledon, Burger. Kom hy uit Snyders. Binne toe gekom deur Luther Sols. Man wat heel aand al sy kop neersit. Kom hy uit. Spasie aan die buitekant vir Caledon, skoppie. Oor die verdediging, baie beter gedoen hierso. En dit lyk na Moret Walbrug. En hy word gevat en hy's weer op, kry die aansluiting. En Caledon wat baie beter lyk. Jonathan Wabatialaka, fop aangee. Dan word hy plat getrek. Caledon in besit. Spasie aan die buitekant. Binne toe gekom. Steeds aan die kant van Caledon en dan gaan die bal deur die hande en dames en here. Dat is die eindvletjie. En Frans Hoek wel verdien wat bo uitgekom met 31 punte. Caledon 'n onverdoelde 3 met 5 punte. Baie geluk aan Frans Hoek. Hulle gaan deurdring na die semifinale. Nie Caledon se beste vertoning hier vanaand nie. En hulle gaan daadwerklik Saterdag die stukkies moet optel hierso en beter vertoon. Frans Hoek wat baie goed was. En ek dink dalk kan dit bietjie senuwees wees. Of dalk was dit mentaliteit wat aan skerwe was vir Caledon hierso. Maar Frans Hoek wat wys hoekom hulle in die Superliga A van die WP rugby Unie speel. Volgende en finale kragmeting. Roses United en Montetjie Klip.
Weer eens hartlik welkom aan Ene Jalk, as u dalk nou net ingeskakel het. Moses United natuurlijk wat laas jaar hier so in die finaal gespeel het. Teen Saldanha Bay. Hierdie is natuurlijk hulle tuisveld. Montetjie Klip wat in 2022 laas in 'n top 12 veldtog deelgeneem het. Gaan ook hulle merk maak hier vanaand.